Ons gaan aan met die reeks en ek glo ons sal vandag klaarmaak. Maar vandag is nie noodwendig 'n preek as sulks nie. Jy mag dalk dit kry as 'n preek, maar ek glo dis 'n lering ook. Verlede week was ook meer van 'n lering oor die krag van die Heilige Gees. Die titel vir die reeks is Krag uit die Hoogte. En ons kernskrifvers kom uit Lukas 24 vers 49. Dit sê, en kyk, ek stuur die belofte. Dis 'n belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. So Jesus kom na sy disippels toe en hy sê, na sy verskyning aan die mense, en ek het verlede week genoem, hy het vir 500 mense, sê die kenners, het hy minstens 500 mense verskyn. En hierdie instruksie gegee, gaan na die bofortrek, wag daar vir die uitstorting van die Gees. Hy het dit nie in soveel gesê nie, hy het gesê, julle moet gaan wag. Vir 500 mense sê hy dit. En dan daag net 120 mense op. Dieselfde instruksie, net 120 mense daag op. En dan het ek verlede week gesê ook, en uit dit uit is die kerk met krag en met vuur gebore daardie dag. En dis al hoe die kerk kan funksioneer, is met die krag uit die hoogte. Wat op 120 mense afgekom het daai dag, wat soekend was, wat gewag het op die uitstorting. En toe hulle uitgestort is, 'n dag daarna 3000 mense tot bekering. En dan, as jy nou gaan lees, wat toe na daai 3000 gebeur, daar's nie 'n manier wat daai 120 mense, daai 3000 mense kon beheer nie. Daardie 120 mense was nie noodwendig ouens wat Jesus gevolg het nie. Maar 340, is my wiskunde nou reg, 360, 380, sien ek het julle verlede week gesê, ek het wiskunde staan op my matrieksertifikaat oorgeplaas. Ek jokkie. Die pastoor moet daarom net skape tel. Hy moenie sin, kos en tan en die stelling van Pythagoras ken nie. Waar is ek nou? 380. 380 mense kry dieselfde instruksie, maar hulle wag nie. En daardie selfde krag is vandag nog beskikbaar vir sy kerk. En ek het julle gesê verlede week, die reeks is eintlik gebore uit 'n Dinsdagoggend bid hierso wat Theo woord gebring het en gesê het, as die Here instruksie gee, gaan en maak disippels van alle nasie, bekeer hulle en laat hulle doop. Hoekom gebeur dit nie? Want hy sê nie, pastore, julle moet mense, hy gee dit vir die kerk. Hy gee dit vir elkeen van ons. En hoekom gebeur dit nie? Hoekom doen mense dit nie? En ek gaan raak stil en ek kom in my binnekamer en ek besef, ons begin twyfel in onsself. Want as jy die krag gekry het, as jy die krag ontvang het, dan kan jy met boldness gaan. Maar ek is eintlik 'n introvert en ek is eintlik 'n stil en teruggetrokke ou en ek kan nie voor mense praat nie. En dis alles legit dinge. Want party mense kan net nie voor mense praat nie. Maar jy het 'n beste vriendin. Of jy het 'n werksmense by die werk wat jy 80% van jou dag mee spandeer. En hoekom is hulle nie disippels nie? Hoekom is hulle nie volgelinge van Jesus nie? Jy het meer tyd met daai mense as wat hulle dalk in 'n kerk kan kom. Jy kan die kerk wees.
Maar die ding is, ons vergeet van hierdie krag uit die hoogte wat vir ons beskikbaar is. En as daardie krag op ons afkom en ons vul, dan word die kerk gestig. Die kerk word nie gestig in 'n kerkgebou nie. Die kerk word gestig wanneer mense gaan doen wat Jesus sê ons moet doen. Gaan maak disippels van alle nasies. En dan het die woord ook verlede week gesê, gaan Judea, Samaria en tot uithoeke van die wêreld. En Corine het 'n paar weke terug gesê, amazing ding, ek sien Litie sit hier, so sy het dit eintlik vir haar genoem. Hoe bevoorreg is ons in Oudtshoorn? Die Here sê, gaan na Judea, Samaria, na die uithoeke van die wêreld. Maar Oudtshoorn kry die uithoeke van die wêreld hierso. En ons het die voorreg om hulle hier te hê. Ons kan vir hulle kom na ons toe om die evangelie te hoor. Maar ons doen dit nie. Want ons besef nie die krag wat in ons is sterker as die krag wat in die wêreld is. Maar hy heers, die vyand, in ons lewens. Ons glo nie in onsself nie, ons glo ook nie heeltemal die roeping wat die Here vir elkeen het nie. En die roeping gaan ons vandag hierso deurgaan. Maar as 'n mens kyk dan na die belofte in 1 Johannes 1 vers 7 sê dit, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En die ding met die vyand, die grootste ding is hy probeer jou herinner aan jou verlede. En hy nullify, hy maak die bloed van Jesus min in jou lewe. Nou sê dit hierso, die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. So as die vyand jou herinner aan jou verlede en dit wat jy verkeerd gedoen het voordat jy tot bekering kom, dan moet jy eintlik vir hom sê, hey, kry jou ry. Die Here het my geroep, hy het my gesalf en gevul met die krag van die Heilige Gees en daarom gaan ek doen wat ek doen, want ons word herinner aan ons verlede en daarom kan ons nie met ons vriende gaan praat nie, want my vriende ken ook my verlede. En dis hoekom ek nie met hulle kan praat met daardie autoriteit wat Jesus gesê het. Galasiërs 3 vers 14 sê, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So, jy moet weet dat dit 'n belofte is, en die bloed van Jesus wat jou sondes reinig, en daarom kan jy funksioneer. So, ek het verlede week ook genoem, dat dit moet 'n honger wees in jou. Maar ek vra jou vanoggend, hoe dors is jy? Hoe dors is jy vir die krag van die Heilige Gees wat jou vul en jou autoriteit gee oor alle dinge. Johannes 3 vers 17 sê, en Jesus het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom om te drink. So hy sê hierdie vir die vrou wat by die put saam met hom is. Hy sê as iemand dors het, laat hulle drink. Maar hoe die krag van die Heilige Gees werk is, en dis waar die kerk, ek sê nie hierdie kerk ook tot 'n mate, maar die kerk as 'n geheel, hulle self bevind hulle self in 'n woestyn, en hulle kry nie water nie. Hulle kry nie die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees meer funksioneer binne in die kerk nie. So wat gebeur is asof jy buite in die woestyn is, en ons het nou al daai movies gesien waar daai ou dink is water, en dan loop hy tot daarso, en dan hoe verder hy loop, hoe verder bly die water. En hy kom nie daar nie. Maar nou wil ek jou sê, as die kerk dors is, en ek sit 'n glas water hierso, en hulle kom in van die woestyn af, is nou net 'n illustrasie. Dink jy as 'n ou terugkom van die woestyn af, hy het daar lank terug water gehad? Dink jy hy gaan inkom en sê, sorry, kan ek daai water kry? Gaan ons so funksioneer? Gaan jy nie saak maak wie hier binne sit nie, en jy gaan nie ingebars kom en sê, ek sien nou 'n glas water, en hy gaan nie inkom en dan gaan hy water gryp, en jy gaan eintlik net halfte van die glas kry, want jy gaan daai ding in jou keelgat afgooi. Dis hoe dit werk, né? Of gaan jy, wie is die ou wat gaan vra, kan ek asseblief daai glas water kry? Want ek hoor,
Adrie, kyk so vir Adrie, ek wonder of Adrie dit gaan doen. Nee, ek glo nie eers Adrie sal nie. Altyd vir my, Pastor Ronnie het altyd verduidelik. Hy sê, daar's altyd heavy statige tannies, waar daar specials is. Maar dan, Makro het altyd so naweek specials gehad. En dan kondig jy ou af oor die sisteem, daar's nou TV's beskikbaar teen halfte die prys. Dan sit daai statige tannies wat Sondag met die hoetjies in die kerk kom, die hakies en hulle loop baie mooi en so, hy sê dan kom maar iets in daai tannie uit en sy stamp wie ook al want daar's 'n dringendheid aan haar. Sy wil hy special kry. En dan as daar ietsie in 'n krat is wat ook 'n special is, dan gaan sy jou tackle. En wat ek eintlik sê is dat ons as kerk moet begin dringend word. Want ons bevind onsself in 'n woestyn en ons probeer funksioneer en ons probeer aan die lewe, nie ons nie, die kerk probeer aan die lewe hou. As jy net kyk, dan maak kerke oral toe, reg oor die land. Omdat hulle nie meer in die krag van die Heilige Gees funksioneer. Hulle begin funksioneer op hulle eie insigte en hulle eie maniere. En nie meer in die goeie gawes wat God vir ons het nie. En want daar word valse leringe reg oor die internet gepraat oor die krag van die Heilige Gees en hulle maak die krag niks. Want hulle sê dis nie meer beskikbaar vir ons nie. Dit het uitgestort in Handelinge en dis nie meer daar vir ons nie. So hulle maak die krag nul vir die kerk. En hulle maak dat die kerk nie meer kan funksioneer deur die krag van die Heilige Gees nie. Die kerk moet nou funksioneer op sy eie krag en sy eie, en dan word dit min. En raak op na 'n tyd as ek uit my eie krag uit moet funksioneer. So dan sê dit, en wat hulle eintlik hier probeer sê, is dat God, Handelinge 11, lees ons dan vanaf vers 11, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, en ook vir 'n vis, en in plaas van 'n vis, 'n slang gee. Vers 12 sê, en ook 'n eier vra, en vir hom 'n skorpioen gee. So as God in die woord sê, daar's krag uit die hoogte vir julle beskikbaar, dink julle hy het iets gesê en gesê, nee, dis net vir hulle, en nie vir ons nie. As ons aardse Vader sê dan, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. So dan daardie predikers wat preek en sê dit is net vir die Handelinge kerk en dit het daar gestop, dit het uitgestort en dit is nie meer vir ons beskikbaar nie. Wil ek hom vra, so dan wat beteken hierdie skrif dan as my aardse Vader weet dat om goeie gawes vir jou te gee, hoeveel te meer nie ons hemelse Pa wat vir ons goeie gawes sal gee om in krag te kan funksioneer nie. So hierdie is nie net 'n preek 3 stappe om die krag te funksioneer nie. Daar is nie 3 stappe nie, dis 'n naby verhouding met Jesus, die drie-eenheid, God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dis 'n naby verhouding, dis al wat dit kan wees. So dis nie 3 stappe tot geluk of tot sukses en so nie. Ek gee net vir julle 'n paar sleutelpunte oor hoe die krag vir die kerk tot stand kom. Galasiërs 3 lees ons, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Jy moet verstaan dat hy het die prys betaal, sodat jy in krag kan funksioneer. Jy is nie so smart nie. Pastor Ronnie het altyd gesê met sy gebroke Engels. Hy was 'n Afrikaanse ou, maar hy het baie Engels gepreek. Hy sê, you are not that smart after all. You are not that smart after all. Want as jy uit jouself uit, dan gaan jy jou Moses teekom.
En jy moet verstaan, jy is losgekoop. Galasiërs 3 vers 14 sê, sodat jy die seun van Abraham sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Jesus Christus en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So die seun van Abraham is vir die Jode gewees. Slegs vir die Jode. En dis hoekom hulle vandag nog, as jy kyk na die Jode, is hulle almal geseëndes. Omdat God 'n belofte deur Abraham vir hulle gegee het. Maar nou sê hy, daardie seun van Abraham is nou vir die heidene. Wie is die heidene? Dis ek en jy. Daardie seun is nou vir my en vir jou. Hoe? Deur die Gees om die Gees, die belofte van die Gees, deur die geloof te ontvang. So wat is dit wat maak dat ek en jy nou naby aan God kan wees en in sy krag kan funksioneer? Dit is ons geloof. Die Jode het dit ontvang deur die bloed, ons het dit ontvang deur die geloof. So die verskillende gawes, ek gaan nou 'n paar hierso aanraak en jy kan dalk vir my vra, maar pastoor, hoe pas al hierdie saam in by die krag van die Heilige Gees? Ons het verlede week het ons baie meer gefokus op om gevul te word met die krag deur die spreek in tale, en daarom het ek gesê ons gaan bietjie meer indelf op hierdie week om die hele totale pakket, as ek dit kan noem, die totale pakket van die krag van die Heilige Gees. En hierdie gawes is binne die kerk vir verskillende gawes deur dieselfde Gees. Dis dieselfde Gees, maar elkeen het die kapasiteit om verskillende gawes te kan ontvang. En daardie verskillende gawes word op verskillende plekke in die woord gekry, en ons kan dit dan lees uit 1 Korintiërs 12 uit. Hy sê, daar is wel verskeidenheid van gawes, maar dit is dieselfde Gees. Dis nie verskillende geeste nie, dis dieselfde Gees. Vers 8 tot 10 lees, want aan die een word die Gees word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, en aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan die ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, en aan 'n ander profesie, en aan 'n ander onderskeiding van geeste, en aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander die uitleg van tale. So hier kry ons in hoofstuk 12 dat hierso is vir elkeen. So hy sê dat elkeen sal hierdie ontvang. Vir een word een gegee en vir die ander een word iets anders gegee. Daar word partykeere, en ek het dit al 'n paar keer gesien, dat die een kan bid vir siekes en hulle sal gesond word, en hy kan die uitleg in tale. So dis nie net een kry een en een kry een en een kry een nie. Gaan ek weer terug, hoe dors is jy? As jy soekend is na dit wat die Heilige Gees vir jou het, want dis dieselfde Gees. Dis dieselfde Gees om sy kerk te kan optel. Jesus het net sy bruid in sy vizier, en hy wil hê dat sy bruid in krag moet funksioneer. Daarom gee hy hierdie gawes aan sy bruid om in oorwinning te kan optree. Sodat ons in oorwinning kan optree. Vers 11 gaan aan en sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeene afsonderlik uitgedeel het soos hy wil. So hy sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan wie? Net seker is. Net aan die leiers van die kerk. Aan wie?
So Litie, is dit vir jou ook? Leon, is dit vir jou ook? Kobus, vir jou ook? Tertius, vir jou ook? Hans, vir jou ook? Claude, jou ook? Want dis vir elkeen. En as jy verstaan dat dit vir jou is, so goed soos wat dit vir my is, is nie vir my beter, omdat ek die pastoor is nie. Nee, maar ek het ouens sê dit. Nee, maar pastoor, jy het 'n direkte lyn. Ek het presies dieselfde lyn as wat jy ook het. Maar gaan ek terug, hoe honger is jy? Hoe dors is jy? Die Heilige Gees is wel, en ek sê hierso, die Heilige Gees is wel 'n gentleman. As jy nie honger is nie, gaan hy homself nie forceer op jou nie. Hy wag tot jy nader, sodat hy nader aan jou kan kom. Maar as jy soekend is, gee hy homself in sy volheid en in sy krag aan elkeen wat hom soek. Efesiërs 4 vers 10, hy sê, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het. Bo alle hemelruim, om alles met sy teenwoordigheid te vul. So die een wat opgevaar het, is soos die een wat hy neergedaal het, en hy het alles, om alles met sy teenwoordigheid te vul. Wat is alles? Alles is sy bruid. Alles is sy kerk. Hy kan nie hierdie bank kan nie gevul word met die krag van die Heilige Gees nie. Hoekom nie? Want hierdie bank is nie soekend nie. Kan hy hierdie hemp vul met die krag? Nou kyk ek na predikers ook. Dan trek hy sy baadjie uit. Dan gooi hy mense met die krag. So daar's nie krag in daai baadjie nie. Daar's ook nie krag in my hand om te sê, nee pastoor, lê jou hand op my. Importation is ietsie. Daar's krag daarin ook. Maar daar's nie krag in my hand nie. Dieselfde krag in my hand is dieselfde krag in Magda se hand. En ek sê partykeer vir mense, lê jy jou hande op jou vrou ook. Ek is daar so, ek is die herder en ek moet gaan bid. Maar dieselfde krag wat ek kan bid, is dieselfde krag wat jy ook kan bid. As ons daai autoriteit wat ons in Christus en in die Heilige Gees het, dan kan dan funksioneer die kerk in sy volheid om sy gawes te kan uitleef. Efesiërs 4 sê dit, en ek sê hierso, sodat sy kerk in volheid kan funksioneer. Efesiërs 4 vers 11 en 12 sê, en dit is die gawes wat hy, so die 83 sê dit vir my so mooi. Hy sê, en dit is die gawes wat hy gegee het. En hier's nou ander gawes. En is eintlik nie ander gawes nie, as jy sien hoe die puzzles in mekaar pas, dan is dit eintlik dieselfde gawes. Maar in Efesiërs 4 het hy dit net mooier uiteengesit. Hy sê, wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en die opbou van die liggaam van Christus. So hierdie is ook 'n gawe van die Heilige Gees. En hierdie gawe is ook vir almal. So as jy nie 'n apostel is nie, en jy's nie 'n profeet nie, en jy's nie 'n herder nie, en jy's nie 'n leraar nie, dan is jy dalk 'n evangelis. Of dalk is jy net 'n pastoor. Maar 'n pastoor is nie net 'n ou wat preek nie. Dit is 'n herder van die skape. Die Amplified sê dit so mooi en jy sal dit nou daarso sien. Hy sê, and his gifts to the church were varied
and he himself appointed some as apostles. En dan sit hy in hakies, wat is die apostel? Special messengers and representatives. Some as prophets who speak a new message from God to the people. Some are evangelists who speak the good news of salvation. Some as pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. So as jy een van daardie, of wanneer jy een, nie as nie, wanneer jy een van daardie is dit jou rol in die kerk, sodat die kerk in sy volheid kan funksioneer. En elkeen sal daardie amp opvat, en met sekerheid kan preek, en doen, en gaan, sodat die kerk volmaak kan wees. Efesiërs 4, en wanneer ek na hierdie skrifte kyk, in Efesiërs 4 vers 11, die gawes wat vir ons beskikbaar is, as ek dan na vers 13 kyk, sê dit, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid, in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk, en hy sê dit presies hierso sê, dan sal ons sy kerk, want hy het net sy kerk in sy vizier. Dis al wat hy het, sy bruid. Want as ek praat van kerk, praat ek nie van die gebou nie. Ek praat van julle. Hy het net sy kerk in sy vizier. So hy sê, tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees. So volmaak en so volwasse soos Christus. Wanneer die gawes as 'n geheel saam dien in eenheid. En dit is my so mooi dat hy dit sê, die apostel kan nie op sy eie funksioneer nie. Die evangelis kan nie op sy eie funksioneer nie. En kom ek leer julle gou ietsie, ek noem geen name nie. Die profeet, die kerk hardloop agter profete aan, om vir hulle 'n woord te gee, maar die profeet staan alleen. 'n Profeet, 'n evangelis, 'n apostel, moet saam met die kerk as 'n geheel, in eenheid, sê hierdie woord, in eenheid saamwerk. So wanneer 'n ou met die gawe, en ek sê nie dat die ou nie die gawe het nie, hy het die gawe, maar hy begin alleen funksioneer. As die kerk in eenheid saam is, en ek sê nie net ons kerk moet 'n eenheid wees, binnekant, maar die kerk in Oudtshoorn moet saam 'n eenheid wees. Dan funksioneer die evangelis volgens die woord van God. Wees baie versigtig as jy sekere van hierdie gawes, mense wat hierdie gawes het, volg wat nie in eenheid met die kerk saamleef nie. Wees baie versigtig as die profeet, en die woord sê, pas op vir die profeet. Dis die enigste een van die gawes wat hy die kerk mee waarsku. Pas op vir hulle, want hulle loop rond soos wolf in skaapklere. Pas op vir daardie profete. Hoekom? Want hulle is maklik met hulle woorde. En hulle kan mense baie maklik een kant toe stoot. As enige ou in hierdie gawe funksioneer, die apostel, en ek sê nie hierdie uit my eie uit nie, ek sê hierdie uit ondervinding en wat die Here al vir my gewys het met die gawes.
Want die gawes kan so vinnig skade bring as dit uit onsself uitkom. As hierdie individu, want dit is, die Here gebruik mense, individuele, as hierdie individu sy persoonlike bankdetails vir jou stuur, of sê, as jy wil support my bankrekening, pas op vir daai ou, want hy wil homself oplig. Vir my die mooiste voorbeeld, ek stap al 'n rukkie lank 'n pad met oom Christo Walters. Oom Christo Walters is seker een van die beste evangeliste wat ek ken, reg oor die wêreld. In die ondergrondse kerk in China funksioneer hy, in Indië, daar waar daar nie mag Jesus aanbid word nie, hy gaan daarso, hy gaan in daai, maar as hy enige iemand vir hom vra, waar kan ons vir jou geld, dan altyd na die instansie, die gemeente by wie hy onder funksioneer. Jy betaal aan hulle, want dis die mense onder wie ek funksioneer. Dis nie vir myself nie. Nee, maar die Here het gesê ons moet vir jou betaal. Werk nie so nie. So wanneer iemand, hierdie is glad nie deel van my preek nie, ek het julle gesê, dit gaan 'n lering wees, so pas op, wanneer ouens begin funksioneer, want dis altyd die mens. Die mensfaktor is altyd daar beskikbaar, en teenwoordig, so pas op daarvoor. Maar Christus wil hê, dat ons moet in eenheid funksioneer, en as die eenheid van die gawes in eenheid begin funksioneer, dan is daar eenheid geestelik ook. So wanneer die gawes begin funksioneer, dan sal ek met 'n gawe, met my gawe, iets ervaar in die gees, en Theo met sy gawe sal met my ook deel, en dan sal ons ietsie sê vir Claude, en Claude sal sê, ja, maar Theo het dit vir my maandag gesê, dan sê ek, maar ek en Theo het glad hierdie week gepraat nie. Of ek en Theo sal ietsie met mekaar deel, dan soos, en dis die gees, want die gees is in eenheid met mekaar, en die gawes ook in eenheid. Hoe baie keer het 'n mens al gekom en preek ek hierso, en dan vanaand dan kyk jy 'n preek online, dan is dit amper presies dieselfde preek. Dis omdat die gawes in eenheid saam begin funksioneer. Maar daar is orde wanneer die krag van die Heilige Gees begin funksioneer, en jy kan daardie hele orde gaan lees 1 Korintiërs 14, so eintlik in lig van 1 Korintiërs 13, die baie mooi troupreek wat al die ouens altyd gebruik oor die liefde, en as jy dan die liefde gaan kyk, so hou 1 Korintiërs 13 in jou agterkop, en jy gaan lees 1 Korintiërs 14, en jy sien die orde in lig van die liefde, dan sien jy dat wanneer ons funksioneer met krag, sal dit altyd wees in lig van die liefde. Want die woord sê, tale en profesie sal vergaan, maar my liefde sal altyd bly staan. Dis nou uit my eie woorde, klink of ek 'n poet is. So daar's altyd orde, wanneer die krag begin funksioneer, binne in 'n plek. As 'n ou uit orde uit is, dan twyfel ek, dat dit die gees is. Maar as ons kyk na die orde, en ek sluit daarmee af vandag, want ek wil hê ons moet verstaan, wanneer die gawes begin vloei, sal dit nooit uit orde uit wees nie. Sal altyd van die hoof af vloei na die onderkant toe. Vers 2 sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So wanneer jy in 'n taal praat, talespraak is eintlik vir jou binnekamer bedoel. So nou moet jy my hoor. Talespraak is eintlik vir jou binnekamer. Dit sê in die woord, gaan in jou binnekamer in, en gaan praat daar.
Want as jy hier praat, weet niemand nie. Weet niemand wat jy sê nie. Nou, laat ons toe, laat mense bid almal saam. As jy gevul is deur die Heilige Gees, bid almal saam. Daar's orde. Daar's van die leier afgesê, nou kan ons saam praat. As jy nie in 'n taal kan praat nie, dan praat jy nie in 'n taal nie. Nee, probeer dit ook nie aanplak nie. Of iemand kopie wat langs jou praat nie. Maar is eintlik bedoel vir jou binnekamer. Maar dan sê die woord in 1 Korintiërs 14, as iemand in tale praat in 'n kerk, so wat sal gebeur is daar sal dalk al aanbidding of iets wees en iemand bars uit in 'n taal. Die woord sê wanneer daar orde in 'n plek is, omdat daar orde is, moet daar 'n uitleg wees. Daar moet 'n woord wees saam met daardie taal. Want wat beteken dit dan? Want die mense wat nie in tale kan praat nie gevul is met die gawe van tale spraak nie, kan nie verstaan wat dit sê nie. Want dan wil God iets sê. En hy wil iets vir sy gemeente sê. Want hy sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So wanneer daar talespraak is in 'n gemeente, en hy sê in hierdie 1 Korintiërs 14 sê hy, jy moet eerder, daarom broeders, beywer julle om te profeteer, en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. So beywer eintlik eerder meer profesie as talespraak. Maar ons gaan nie verhinder as daar in tale gepraat moet word nie. Want dit sal altyd tot opbou en stigtend wees vir die gemeente. Maar dan moet ons die totaliteit, die totale pakket van die gawes van die Heilige Gees toelaat. Maar as hy sê, beywer die profesie, en ek het dit al voorheen hier gevra, waar is die profete? Ja, die profete het al seer gemaak in die kerk. Maar dit hoef nie 'n profeet by naam te wees nie. En dan is daar 'n verskil tussen 'n profeet en 'n profeet. Daar's sekere ouens wat glo in UFO's en waarsku teen UFO's en al hierdie snaakse dinge, en ek kyk nou daar vir Solly weet daarom wie ek van praat. Dis nie van God af nie. Dit het niks met die koninkryk te doen nie. En ander ouens sê hulle is 'n profeet by amp. So hy noem homself som 'n profet. Hy sê nie hierso noem jouself 'n profeet nie. Hy sê hierso beywer julle om te profeteer. Nie gaan rond en vertel vir almal jy's 'n profeet nie. So die Nuwe Testament profeet sal altyd hoop bring vir die kerk. Sal altyd die kerk vorentoe wil vat. Die Ou Testament profeet wil hulle wys na hulle verlede of hulle een kant toe trek, behalwe oë op die kruis, oë op Jesus Christus, oë op die hemel. Hy mag dalk so nou en dan 'n waarskuwing bring en sê, maar altyd tot stigting en opbouing van die koninkryk. En ek lees daai in Hebreë vers 39, sê, daarom broeders, en ons kan vorentoe kom en net so saggies hier kom speel. Daarom broeders, beywer julle om te profeteer, en moenie verhinder, dat daar in tale gespreek word nie. Vers 40 gaan dan sê, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Wanneer daar geprofeteer word, en kom ons praat binnehuis. Wanneer daar geprofeteer word hier, sal dit altyd deur die ouderlinge kom. Dis die orde. Ons kan nie toelaat dat enigiemand net hier kom praat, want ek het nou net gesê, die profete is die enigste gawe wat gewaarsku word, pas op vir hulle. Sodat sy altyd getoets word om te kyk wat dit in lyn is met dit wat God wil sê vir sy gemeente. Selfde
as daar in tale gepraat word, in hierdie kerk, is daar orde. As jy uit lyn is met die orde, sê die woord, dan moet ons teregwys, of ons moet reg help. Maar as daar tale spraak is, en dis in die gees, en ons ervaar dis in die gees, dan moet daar uitleg kom. En dan sal ons in aanbidding bly, totdat daar uitleg kom. Of totdat daar 'n woord kom, wat die gemeente sal stig. So jy is dalk nie bekend met hierdie gawes. Dalk kom jy van 'n ander gemeente af en was nie. Maar ek wil vrymoedigheid in die gees gee, dat hierdie gawes begin funksioneer. Want dit sal altyd tot opbouing van die koninkryk van God wees. En dan sê ek weer, dit sal nooit sonder 1 Korintiërs 13 gepaard gaan nie. En Jesus sal presies, die Heilige Gees sal presies dit ook doen. Daar sal nooit 'n dwing wees nie. Maar dit sal wees sag, in liefde, met liefde, sodat sy kerk, as daardie alles weggevat word, wat sal bly staan? Die liefde. Ek wil hê jy met jou oë net daar toe maak waar jy is. Heilige Gees, ons wil kom repent voor U. Jammer as ons U ooit in 'n boks gesit het. Jammer as ons ooit gedink het, dit is hoe U werk. Vergewe ons, Here. Here, maar ons wil U alle reg kom gee, sodat die gawes van die Heilige Gees in sy volheid, in hierdie gemeente, Klein Karoo gemeente, begin funksioneer. Ons roep die apostels op, ons roep die profete op, ons roep die pastore op, ons roep die evangeliste op, ons roep die teachers op. Ons bid, Here, dat U in U volheid, Here, hierdie gemeente sal kom oplig. Here, so ook bid ons, Here, dat daar mense sal wees met 'n woord van wysheid. Mense sal wees met kennis. Mense met die gees van geloof. Mense wat hulle hande op mense sal lê en mense sal gesond gemaak word. Mense deur die kragtige werking van die Heilige Gees, mense wat sal profeteer, mense wat die gees van onderskeid sal hê, Here. Ons bid, Here, dat mense gevul sal word met die spreek in tale, en so ook met die mense wat sal uitlê. Ons bid dat hierdie gawes, Here, sigbaar sal wees in hierdie gemeente. Here, sodat ons kan funksioneer in U krag en in U volheid. Ons is honger, Here, vir die uitstorting van die Heilige Gees, die krag van bo, wat daar vir ons beskikbaar is. Here, maar mag ons nie dit teenstaan nie. Mag ons nie teenstaan deur die kragtige werking van die Heilige Gees in ons gemeente nie. Here, en dat ons sal funksioneer in daardie krag, sodat U gemeente gestig sal word altyd. Here, maar beskerm ons. Beskerm ons teen die verkeerde gees. Beskerm ons teen die gees wat daar is om te distract, om die eenheid uit mekaar uit te spat. Ons pleit die bloed van Jesus oor die ingange van ons gedagtes, oor ons harte, Here. Bid ons, Jesus, dat ons harte bewaar sal wees bo alles. Here, en dat die uitvloei van ons harte net Jesus se liefde sal wees. Soos wat ons funksioneer. Here, en ek roep op, Here, dat ons weer ernstig sal word oor die woord.
Here, want as U woord sê, gaan en maak disippels, dat ons sal gaan en maak disippels. Dankie Jesus vir U krag en U heerlikheid wat sigbaar sal wees in Klein Karoo gemeente. Ek bid ook oor Oudtshoorn, Here. Here, dat die kerk as 'n geheel in eenheid sal saamvoeg. Here, dat die kerk saam sal funksioneer in eenheid en deur die krag van die Heilige Gees. Dankie Jesus, dat daar 'n vars wind waai, 'n vars vuur sal begin brand in en deur ons. Kom en vul ons opnuut met U krag en U heerlikheid. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus dat U Gees nou mense oproep. Dat U Gees mense se roeping vasmaak. Here, en dat die roeping nie uit onsself uit sal kom nie, maar dat ons roeping altyd Jesus Christus sal verheerlik en U koninkryk eerste sal sit. Dankie Jesus. Dankie vir die salwing wat die juke verbreek. Dankie vir die bloed wat ons sondes reinig. Dankie Jesus. Dankie Jesus. En help ons om te hardloop, om daardie water te kom drink, die water van die lewe. Want as ons daardie water drink, sal ons nooit weer dors nie. Help ons om te dors na U. Dors na U Heilige Gees. Dankie Here vir die perfekte plan vir U kerk, sodat ons in krag en heerlikheid kan funksioneer in Jesus Christus. Amen, amen en amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Ek wil ook dankie sê aan almal wat gister betrokke was by ons uitreik na Coronation toe. Andre, Jolandi, hulle is ons leiers daar oor ons uitreik en welsyn departement. Kan ons hande bymekaar sit vir dit wat die Here daar doen en dat mense gister bedien was. Ek hoor net goeie goed en dankie Jolandi, Andre vir julle werk daarso. 'n Bietjie iets ander tipe uitreik gehad. Hulle het gegaan en die mense gaan bedien en hulle het elkeen ietsie gehad om te verf, 'n houtkruis en bietjie arts and crafts saam met die mense te doen en tyd saam te spandeer. So by 'n volgende uitreik hou jou oë oop dat jy daar sal betrokke raak, dat die Here jou daar kan ook gebruik. Ons het regtig nog hande daar nodig. Nie noodwendig net hande nie, maar stemme om die mense te kan bedien, sodat daardie mense met liefde daarso ook bedien kan word en ons mense kan lei na die Here toe, want dit is op die ou einde deel van ons uitreik, dat ons dalk deur kuns of so, of 'n stukkie koek vir iemand gee, is nie net 'n stukkie koek gee nie, maar dit is om daarso ook te kan bedien vir ons mense. So kontak asseblief vir Jolandi of vir Andrei, as julle daar wil betrokke raak en deel word van ons uitreikspan ook. Dit sal 'n departement wees wat binnekort mee gereken sal word, en groot werk hier in Oudtshoorn sal kom doen. So ons is dankbaar vir leiers wat opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my, en vir die werk wat gedoen word. Maar ons roep ook leiers op, want die woord sê vir ons, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. En mag ons hierso genoeg arbeiders hê om die werk te kan doen vir die oes wat moet inkom. En dit is op die ou ende vandag se woord ook, dat wanneer ons in krag begin funksioneer, is dit eintlik werkers in sy koninkryk om die werk te kan doen wat hy ons voorroep, om sy koninkryk te kan uitbrei. Mag jy 'n geseënde week hê. Kom ons sluit af met Psalm 91. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God
op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sê jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen. Mag jy 'n geseënde week hê.